Goeiedag en welkom. Ons reis hierdie week rondom die tema van Advent. Ons is in die eerste week van Advent. Maar dan die storie van Anna, wat wag op die belofte van die Here om vervul te word. Ons werk hierdie woord in ons lewe in deur te kyk wat ons by haar kan leer. En ons lees saam uit Lukas 2. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Anna is 7 jaar getroud gewees en sy is nou of 84 jaar oud, of mens kan die Griek so vertaal ook, dat sy al 84 jaar lank weduwee is. Maar die feit is, sy's 'n ou dame, en haar lewe is nie maklik nie, want sy's 'n weduwee. Sy kan eintlik nie werk in die Joodse tradisie nie, maar ek hoor hoe sy voorberei vir die Here. Ek hoor sy dag en nag, en letterlik staan daar in die Grieks, nag en dag, want dis hoe die Joodse dagtelling gewerk het. Jy begin by die nag, jy begin in die aand, en dan leef jy na die dag toe. Sy het nag en dag God gedien. En dis vir my interessant. Die Bybel gebruik net nag en dag uitdrukking oor gebed, oor Bybellees en oor die dien van God. En ek het 'n vriend wat 'n teoloog is, en julle ken hom ook. En ek het hom gevra, sal hy vir my 'n bietjie navorsing deel van wat daai nag en dag eintlik beteken? En hy sê toe, dit beteken dag en nag. Dit beteken, sy die Here 24/7, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week gedien. Dis hoe Anna voorberei vir die koms van die Here. En terwyl sy in die tempel is, waar sy elke dag is die Here ook daar. Want dis wat goeie geestelike ritmes met ons doen. As ons dit beoefen, skuif en groei en vergroot ons bewussyn van die Here se teenwoordigheid ook by ons. En op 'n dag betaal hierdie dissipline wat sy het, hierdie getrouheid wat sy het, met hemelse dividende. Terwyl jy, Anna, jou normale ritme van 84 jaar lank elke dag beoefen, elke dag die Here dien, elke dag met God praat, op 'n dag sê die Here, ek gaan die hemelse gordyn vir jou ooptrek, Anna. Jy gaan die Messias sien. En omdat sy 'n profetes is en fyn ingestel is op die Here se werk, toe sy die kindjie sien, staan daar het sy nader gekom in vers 38. Is dit nie mooi nie? Sy het nader gekom. Dis asof die Here Jesus, die kind in die krib, haar nader trek en sy God prys. En terwyl Simeon sê, as ek eendag die Messias sien, die sterke God, dan kan ek maar sterf, sê Anna, nou gaan ek eers begin preek. 105 jaar oud, of al is sy 84 jaar oud, haar lewe begin. Want dis wat die Here met jou doen, as hy lank met jou besig is, in sy gimnasium, in sy oefenplek, in daai gebedsplek waar jy kom, in die tempel, sy huis, dan word jy meer leeg van jouself. Jy word vol van hom, en jy word iemand wat wil omgee vir ander mense. Hoe meer seker jy is van wie die Here is, hoe kleiner word jy in jouself. En daarom is Anna nie daar en sê vir almal, hoorie, ek het nou vir 84 jaar so swaar gekry, staan asseblief nou uit my pad, dit is nou my beurt saam met Jesus nie. Nee. Dis 'n aangrypende eienskap van hierdie vrou. Sy roep almal nader, en sy sê, kan ek met julle praat? Hier is die verlossing
vir Jerusalem. Hier is die hoop vir die wêreld. Dis wat gebeur as die Here opdaag en in jou lewe werk. Dan wil jy vir die wêreld sê, dan wil jy inderdaad skree, joy to the world, want die Here het gekom. Dan vergeet jy jouself en dan raak jy meer 'n offer wat soos water uitgegiet word. Dis vir my altyd aangrypend dat Jesus sê lewende water vloei deur ons, want water is iets wat jy uitgiet. Dit stort, dit mors, dit raak weg. En dis wat met Anna gebeur wanneer sy sê, kom luister Jerusalem, dis Jesus. En ek wonder, watter ritmes kan jy hierdie feesseisoen vasmaak, sodat jy jou voorberei vir die koms van die Jesuskind? Dalk is dit om aan te hou dienste bywoon, in persoon of aanlyn op Sondag. Dalk is dit om elke aand 'n refleksie te doen oor die Here se teenwoordigheid by jou deur jou dag. Of dalk is dit om elke oggend of elke aand 15 minute op sy te sit, om met hom tyd te spandeer. Net by hom te wees, die Jesuskind te ontvang. Kom ons bid saam. Here, U is so goed. Dankie vir U werk in Anna se lewe, dat sy 'n getuie is en 'n getuienis het waarby ons kan leer. Mag ons lewe ook van soveel oorgawe en getrouheid spreek, Here. Mag ons lewe spreek van geloof, 'n lewe wat dien, 'n lewe wat vir ander omgee. Werk in ons, o Heilige Gees. Dit is die gebed van ons hart. In Jesus naam. Amen.